Geliefdes, dit is die 6de lydenssondag. Met die lydenstyd, dit is nou Lent, gebruik ons die tyd om intentioneel inventaris van ons lewe te neem. Selfondersoek te doen, dinge wat ons aandag aflei van 'n intieme verhouding met God uit te skakel en meer van die Here te leer. Oor die volgende 2 Sondae of die volgende 2 naweke gebruik ek in die prentjie die skets van Sinead Barnard wat daar teen die muur is, wat sy laas jaar van ons in die gemeente geskets het, kan ek gebruik as ons was so 'n foto. En omdat ek haar skets gebruik, vra ek dat sy nou na vorentoe sal kom. Waar sit sy? Daar sit sy. Vorentoe sal kom en dat sy vanmôre vir ons die 6 kersse sal doodblaas. Daarna lui die klok waar ons gedagtes gaan haal sodat ons emosioneel en intentioneel kan voorberei op die woordverkondiging. Soos ons laasweek oorgekom het, staan ons nou vir die foto, die seëngroet en die lofsang direk daarna. Kom ons staan. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet ons bely. As die Here ons nie gehelp het nie, dan het die skynende waters van die lewe ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Gelukkig en bevoorreg is mense wat honger en dors is om te doen wat reg is, want God sal hulle honger en dors les. Amen. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in Jesus Christus, wat uit loutere liefde die hemel gespeur het om 'n mens te word, een van ons. Ek glo dat hy ter midde van die haat, die koue en die verskrikking gekom het, ter wille van die weerloses en die kinders. Amen. Geliefdes, ek gee aan julle 'n nuwe gebod, en soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Vom 57
ons sing hierdie lied saam, terwyl ons so bly sit. Geliefdes, want so sien almal dat julle disippels is deur die liefde wat julle vir mekaar het. Die westerse Christendom herdenk vandag Jesus se intog in Jerusalem. Dit staan in die kerklike jaar bekend as Palmsondag. Palmsondag is baie ryk aan simboliese betekenis. Terug in daardie tyd sou 'n politieke of 'n militêre leier na afloop van 'n suksesvolle veldslag terugkeer en 'n oorwinningsintog in die stad in hê. Hy sal die stad inry op 'n sterk vorsperd. Die perd sou simbool wees van sy politieke en militêre mag. Die skares sou 'n erewag vorm en allerhande vorms van eerbetoon aan hierdie politieke en militêre leier bring. Dikwels sou daar selfs oorwinningsliedere spesiaal vir daardie geleentheid geskryf word. Jesus doen anders. Hy ry die stad binne op 'n jong, ongeleerde donkie. Die donkie is nie soos die perd simbool van politieke en militêre mag nie, maar die donkie is simbool van vrede. Die skares sing nie oorwinningsliedere nie, maar hulle sing hosannas, lofliedere tot God. Hulle gooi uit respek vir Jesus hulle klere op die pad, ja, en hulle waai palmtakke, soos wat hy in Jerusalem inry met op die donkie. Daar was mense wat ongelukkig gedink het dat Jesus 'n koning, 'n politieke, 'n militêre leier sou wees, wat hulle van die Romeinse juk sou kom verlos. En daarom is daar by hulle opgewondenheid, hulle mis die simbool van die donkie en Jesus se verkondiging.
Jesus het nie gekom om op hierdie aarde een of ander politieke of militêre oorwinning te behaal en een of ander volksgroep die leier oor ander op te stel nie. Jesus het na hierdie aarde toe gekom om oorwinning te behaal oor die sonde van mens. En om daardie oorwinning te deel met ons wat hy sy kinders noem. Jesus is nie 'n politieke en 'n militêre leier nie, maar die enigste ware verlosser van lewe en die lewe hierna. Ons het geleer om inkarnerend kerk te moet wees en inkarnerend gelowig te wees. Jy onthou uit die preke van 'n klompie Sondag. Om inkarnerend kerk te wees, onthou julle mos, beteken dat ons Jesus sal uitstraal, dat ons Jesus sal uitbeeld aan die wêreld. Dat wanneer ons praat, die wêreld sal Jesus hoor praat. Dat wanneer ons doen, die wêreld Jesus sal sien doen. En daarvoor gaan ons nou lees by 2 Korintiërs 3 vers 12 tot en met vers 18. Die hele teksgedeelte gaan oor blind wees vir wat die Here wil hê, en dan uiteindelik die laaste vers sê dat wanneer ons ontdek wat die Here vir ons wil hê, ons dit moet uitstraal, dit moet uitspeel, inkarnerend moet wees. Lees saam met my uit die 2022 vertaling. Hierdie vaste hoop wat ons in onsself het, maak dat ons met groot vrymoedigheid kan praat en optree. Ons is nie soos Moses nie, wat sy gesig met 'n sluier moes toemaak. Hy moes dit doen, sodat die Israeliete nie sou sien dat die glans op sy gesig besig was om te verdwyn nie. Hoor dan net, hier Moses maak toe, en met Jesus se koms moet ons oopmaak, sodat die wêreld in ons Jesus kan raak sien. Tot vandag toe nog, het hulle steeds nie die regte insig nie, dis insig om toe te maak. Hulle koppe is kliphard. Daardie sluier hang vandag nog oor hulle gesigte, wanneer hulle die Ou Testament lees. Dit is nog nie verwyder nie. Net Christus kan dit doen, wanneer mense in hom glo. Tot vandag toe, wanneer daar uit die wet van Moses gelees word, lê hierdie sluier op hulle hart, sodat hulle nie verstaan nie. Wanneer iemand egter tot inkeer kom, en na die Here toe draai, word hierdie sluier dadelik weggevat. Die Here van wie ons nou praat is die Gees. Oral waar die Gees van die Here is, daar is egte vryheid. Nou is daar nie meer 'n sluier oor ons gesig nie, dis weggevat. Ons weerkaats die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander om sy beeld te weerspieël. Ons straal sy eer al hoe meer uit. Alles gaan nou oor die Here se eer. Hy doen dit alles in en deur ons. Hy, die Here, hy, die Gees. Ons lees tot sover die hele gedeelte uit die 2022 vertaling. Ons fokus is op die 18de vers, waar dit daaroor gaan dat ons moet uitspeel, dat ons moet uitdra, die sluier is gelig, ons moet iets van Jesus wys aan die wêreld. Want waar gaan die wêreld van Jesus leer? By my en jou woorde, en by my en jou voorbeeld. Maar ek wil vir u wys hoe verskillende vertalings greep het op 'n bepaalde teks. En ek gaan hierdie 18de vers uit verskillende Afrikaanse vertalings lees. Die eerste is die 1933 vertaling, of die ou vertaling, soos die ou mense dit graag genoem het. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Kom ons lees ook uit die 1983 vertaling wat vir baie lank in die volksmond bekend gestaan het as die nuwe Afrikaanse vertaling.
van die Bybel. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dan blaai ons na die 2007 Afrikaanse vertaling, wat aanvanklik bekend gestaan het as die Bybel vir dowes, en toe so geweldig suksesvol was, omdat hy so verklaring vertaal, en toe uitgegee is as die Bybel vir almal. Net 'n interessante stukkie nuus, dink dis 'n goeie Bybelvertaling vir kinders. Dit is die hele Ou en Nuwe Testament, en hy word hierdie jaar in Mei maand weer opnuut uitgegee, as 'n nuwe uitgawe. Daar is nie meer 'n sluier oor ons gesig nie. Ons kan sien dat die Here Jesus die koning is, en dit is wonderlik. Die Here die Gees laat wonderlike dinge ook met ons gebeur, sodat ons meer en meer soos konings word, en soos die Here Jesus kan wees. En dan lees ons uit die 2020 Afrikaanse vertaling vir die Bybel. Soos 'n spieël word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here die Gees. En dan lees ek vir ons uit die 2022 Afrikaanse vertaling, die Nuwe Testament. Ons weerkaats die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander om sy beeld te weerspieël. Ons straal sy eer aan al hoe meer uit. Alles gaan nou oor die Here se eer. Kom ons volstaan met hierdie vertaling en ons kyk wat in hierdie teks uitstaan. In hierdie teks staan uit: ons weerkaats die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander om sy beeld te weerspieël. Ons straal sy eer al hoe meer uit. Alles gaan nou oor die Here se eer. Hoor in hierdie vers die oproep, die uitnodiging, dat ons soos 'n spieël sal wees, wat Jesus weerkaats na die wêreld waarin ons leef. Ons moet die Here weerkaats, nie myself nie, maar die Here. Dit gaan oor die Here en tot sy eer. 15 jaar gelede het die Afrikaanse sanger Bobby van Jaarsveld 'n treffer met die liedjie Speeltjie gehad. Uit die lirieke van hierdie liedjie haal ek vir ons 'n paar woorde aan. Speeltjie, speeltjie, sê vir my, hoe sien die ander mense my? Sien hulle ook die beeld wat ek in die oggend kry? Speeltjie in my hand, hoekom vat jou antwoord lank? Ek wens ek was in 'n feeverhaal uit 'n sprokiesland. Speeltjie, speeltjie, sê vir my, hoe sien die ander mense my? En hierdie liedjie se woorde bly oor al die jare in my gedagtes maal, en wanneer ek hierdie teks lees, het ek onmiddellik teruggedink aan hierdie liedjie. Speeltjie, speeltjie, sê vir my, of is ek regtig besig om Jesus na die wêreld, na die ander mense toe uit te straal? Of wat is dit wat ek weerkaats na die wêreld toe? Wat weerkaats ek van Jesus na die kinders toe wat ek groot maak, na die kleinkinders, na die agterklein? Wat weerkaats ek na my vriend of my vriendin, my man, my vrou, my kollega, die man of die vrou op die straat, die persoon wat aan my venster klop? Wat weerkaats ek? Weerkaats ek iets van Jesus? Speeltjie, speeltjie, sê vir my, hoe sien die ander mense my? In die tyd van die Bybel moes mense maar meestal
na waterweerkaatsings gekyk het. Dit was aanvanklik hulle spieëls. Hulle het letterlik 'n kom water gehad of by die rivier en daar het hulle gekyk as 'n spieël. Jy kan maar nou mooi dink afhangende van die water, as jy byvoorbeeld by die Jordaanrivier sou dit gedoen het dit nie gewerk nie, want die Jordaanrivier is bruin, hy's vol modder, daar's nie 'n weerkaatsing nie. Ander plekke sou die weerkaatsing maar sleg wees en dowwerig wees en gebroken wees. As jy 'n paar sente gehad het, of nou silverstukke in hulle taal, en jy kon 'n spieël koop, sou jou spieël gemaak gewees het van brons, van koper of van silwer wat blink gepoets moes word. En soos wat hierdie stuk koper of brons of silwer krap en oud word, raak die prentjie wat dit weerkaats ook maar dof. En ons kry iets daarvan in die Bybel as ons daaroor nalees. Ons lees byvoorbeeld in die Bybel, in die Nuwe Testament, op so 3 plekke van spieëls en wat dit simbolies vir ons beteken. Eerstens lees ons: nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Julle hoor dadelik, né? Hierdie dowwe spieëlgedagte oor die spieëls van hulle tyd wat daar is. En jy ken hierdie teks baie goed in 1 Korintiërs 13 waar daar oor die liefde gepraat word. Die liefde is nie groot praterig nie, die liefde haal nie ou koeie uit die sloot uit nie, die liefde soek nie kwaad nie, of kwaad vergeld nie kwaad nie. Jy onthou al aan die mooi goed oor die liefde. En dit is asof iemand in daardie teks staan en sê, ja, ons weet hierdie goed van die liefde, maar hoekom sien ons dit nie in die mense wat dit teen ons moet weerkaats? En dan die antwoord, want ons sien in 'n dowwe spieël. Ons sien 'n raaiselagtige beeld. Eendag sal ons ten volle kan sien en kan weet. Die Bybel weet, mense soos ek en jy is gebroke sondaar mense. En die prentjie wat ek en jy van Jesus na die wêreld toe uitstraal, sal maar altyd 'n bietjie dowwerig wees, gebroken wees, raaiselagtig dalk soms wees. En in hierdie teks word dit baie mooi saamgevat. En daarom wonder ons ook, as ons oor die liefde van God praat, en die liefde van God wat ons moet weerkaats na mekaar toe en na die wêreld toe, of die liefde wat ons weerkaats nie ook maar soms 'n dowwe beeld is, 'n raaiselagtige beeld is. En of ons nie maar 'n bietjie harder daarom kan werk om meer duidelik die liefde van Jesus te kan weerkaats en te kan weerspieël. Ek onthou, hier in die vroeë jare 2000, laat 90's, het ek 'n boek gelees van die Saddleback gemeente in die VSA. Die dominee skryf oor hoe die gemeente begin het. Hy skryf in die boek dat hulle, as hulle afstudeer het, nie 'n gemeente kry. Hulle moet self na 'n gemeenskap toe gaan en daar in die gemeenskap 'n kerk gaan plant. So, hy is na hierdie gemeenskap toe, daar in Orange Lake, daar net suid van Los Angeles, en daar het hy toe begin. Hy sê toe, hy dink hy gaan dit ordentlik doen. Hy leen toe sy skoonpa se kar, want hy kon self nog nie 'n kar bekostig nie, en hy sit een van hierdie groot megafone, luidsprekers bo op die kar. En hy ry deur die dorp, en hy vra, is julle gered? Weet julle of julle hemel toe gaan? Hy sê dan daai Sondag net een persoon opgedaag. Dis die ou wat onderneem het om vir 'n vergoeding die kerk te help uitvee, wat nie 'n kerk gebou was, hy saaltjie was. En so het hulle allerlei maniere begin, totdat hulle besef het, hy moet iets van Jesus kan weerspieël, kan uitspraak. En daardie gedeelte van die stad
was bekend as 'n trekkerstop, waar die groot vragmotors van die FSA stop, die persone kan rus voordat hulle verder reis. Toe het hulle begin om daar by die trekkerstop as 'n lorry stop 'n kook en 'n toebroodjie vir die vragmotorbestuurders te gee. En as hulle vra, maar hoekom? Ons wil dit nie hê, ons wil dit nie afgerig, ons sê dit is verniet. Ons wil dit vir julle gee, want die Here wil dit vir julle gee. Daar meer mense die erediens begin bywoon. Later het hulle begin om die besighede in die dorp se strate af te stap en die vensters te begin was. En dan sê ons loop vir die pad, ons het nie geld om julle te betaal, as die ons doen dit vir julle verniet. Hoekom? Want ons weerspieël iets van Jesus se omgee liefde. Weer is gebroken, en weer is mens gemaak, maar julle hoor dat daar iets van Jesus afgegee word na die wêreld. Tweedens lees ons, want wanneer iemand luister na God se boodskap en hy doen nie wat God sê nie, dan is hy soos 'n mens wat in 'n spieël na sy eie gesig kyk. Wanneer hy homself in die spieël gesien het en hy gaan weg, dan vergeet hy dadelik hoe hy gelyk het. Hier word die simboliek gebruik om te sê hoe vals 'n persoon is wat gereeld Bybel lees, maar nie leef soos die Bybel sê. Jakobus sê, deur die beeldspraak, dat die lees van die Bybel ons gedagtes, ons gedrag en ons lewenshouding behoort te verander. Ons behoort 'n ander prentjie uit te straal, anders te leef in hierdie wêreld. En dan hoor weer in hierdie uitstraal van die streekie, die valsheid, dat as ons gereeld kerk toe kom, en ons lees gereeld Bybel, en ons doen al die regte godsdienstige goedjies, maar dit verander nie ons lewe om soos Jesus te lyk nie, om iets van Jesus uit te straal nie, dan is dit vals. Dan is dit asof jy in die spieël gekyk het, maar jy het nie daarop afgeslaan wat jy gesien het. Derdens, lees ons die woorde van Paulus. Ons weerkaats die heerlikheid van die Here. Ons word al hoe meer verander om sy beeld te weerspieël. Ons straal sy eer al hoe meer uit. Alles gaan nou oor die Here se eer. Paulus sê dat ons almal die heerlikheid van die Here moet weerspieël. Ons moet Jesus aan die mense rondom ons weerkaats. Ons moet in ons gedagtes, woorde en dade Jesus vir die wêreld wys. Dit is vir 'n gebroke sondaar mense soms bitter moeilik. Ek as 'n gebroke sondaar mens sal erken dat dit soms bykans onmoontlik is. Die mense om ons moet elke oomblik van die dag in ons praat en in ons doen Jesus hoor. En ons doen Jesus se beeld sien. In hierdie tyd van die kerklike jaar, lydingstyd, moet ons praat en doen soos Jesus wat blymoedig sy lyding opgeneem het. En dit aan ons weerkaats het. Jesus het aan ons weerkaats, wat ons weer aan ander moet weerkaats, dat hy die groter prentjie van sy eie lyding raak sien en die Vader vertrou dat dit tot eer en verheerliking van sy naam is. Fokus daarop, het hy die kruis tegemoet gegaan, die dood binne gegaan, vir my en vir jou sonde. Wanneer die storms ons en ons kerk tref, moet ons iets van blymoedige fokus afgee in hierdie wêreld. Dus wanneer ons blymoedig is in die storms, wat ons ander mense juist na die Here toe aantrek.
deur die afgee, het ook gister in die opening van die diensvergadering duidelik na vore gekom toe die teks gelees is, waar Jesus gesê het, ek was dors, en julle het my nie iets gegee om te drink nie. Ek was honger, en julle het my nie iets gegee om te eet nie. Ek was alleen, en julle het my nie versorg nie. Ek was in die tronk, en julle het my nie besoek nie, en dan sê vir die Here, maar waar het dit gebeur? Dan sê hy, sover julle dit aan een van die geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen. As ons dit nie weer kaats nie, het ons dit nie gedoen. Mag God die gebeure van lydingstyd en lent ons lewe so aanraak dat Jesus se beeld in ons daaglikse woorde en dade weerspieël sal word. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons aanbid in hierdie lydingstyd, omdat ons die prentjie wat afgee van navolging en lyding duidelik raak sien. Mag ons dit ook weer kaats na die wêreld. Ons sien, Here, in die prentjie wat U weer kaats na ons toe die lydingstyd, dat U bereid was om die kruis op te neem ter wille van die koninkryk. En ons bid, Here, dat ons ook dit sal regkry om ons kruis op te neem ter wille van die koninkryk. Here, mag die prentjie wat ons weer kaats nie my eie behoeftes wees, my eie drange, my eie begeertes nie, maar die wil wat U wil hê ons doen. Mag ons daardie liefde kan weer kaats wat U vir ons gewys het. 'n Onbaatsigtige liefde wat selfs bereid was om aan die kruis vir sondaar mense te sterf. Hemelse Vader, laat ons nie spieëls van oordeel wees, maar laat ons spieëls van uitnodiging na die Here toe wees. Ons bid vir mekaar, U ken elkeen in hierdie gemeente. U weet van hulle waar daar hartseer is, waar daar verlies is, waar daar siekte is, waar daar pyn is, waar daar alleenheid is. Wees U hulle deur die Gees naby en stuur ons hier. Elkeen. Hemelse Vader, ons bid ook om dankie te sê vir die vreugdes wat ons ervaar en beleef. Die dankbaarheid. Mag ons iets daarvan weerspieël en weerkaats aan hierdie wêreld. Ook en veral in hierdie tyd waarin ons leef, maar ook in die kerklike jaar beweeg. Gee vir ons krag. Gee vir ons krag dat ons dit sal regkry om nie net 'n dowwe spieël te wees nie, maar van tyd tot tyd ook 'n helder beeld te weerkaats. Dit bid ons in die groot en heilige naam. Amen. In Jerusalemse strate die kinders bly gesing. Vonklied 5:1-2, strofes 1 en 2, ons staan vir hierdie lied, dan bly ook daarna staan vir die uitspreek van die seën van die Here. Daar is nie begeleiding by hierdie lied nie, daar is selfs ook 'n ekstra stil stuk waar ons staande stil bly voor die Here met die woord in ons gedagtes.
ons hier ontvang het, gaan deel ons ook nou aan ander uit. Geliefdes, in die week die kruisiging, weet Jesus wat vir hom voorlê. Daar wag verdoning, 'n disipel wat hom verraai, 'n kerk wat hom vergruis, en 'n regering wat hom wreed gaan behandel. Ek vra vir die God van ons Here Jesus Christus, en die Vader aan wie alle heerlikheid behoort, om julle te laat deel hê aan die Gees se wysheid, en dat hy die regte kennis oor God aan julle sal bekend maak. Amen. Kom maar sit.